En elke knie sal buig, elke mond getuig, dat U die Here. Baie welkom by Vita die Bybelstudies. En ons is in die Evangelie van Johannes. En in die vorige video het ons eintlik maar net ons het glad nie met die teks te doen gehad nie. Ons het bietjie gekyk na 'n samevatting van die eintlike doel van die Evangelie van Johannes en die implikasies daarvan, so bietjie oor die toepassing, jy weet, gepraat oor geloof en paar belangrike begrippe het hier opgehaal. En ook het ons gesê, hoekom het Jesus 'n spanningsgesprek, 'n konflikgesprek wat spanning veroorsaak, initieer met die mense in Johannes hoofstuk 6. Nou, as jy nuut is vir hierdie Bybelstudie, en dan wil ek sterk aanbeveel dat jy ten minste die vorige opname na sal luister. Ek dink dit sal jou help. Jy hoef dit nie te doen nie. Jy kan maak net soos wat jy hoe jy gelei voel, maar ek sou dit aanbeveel. Dat jy dit doen, kan jou baie help, net so vir die wegspring en te verstaan. Kosbare boek hierdie, hoor. Die Evangelie van Johannes is net so lieflik en wonderlik, en as jy dit vasgryp, is 'n groot heerlikheid en lewe wat in jou lewe sal inkom. So ons wil nou verder lees kom ons begin by vers 52. Ons het so 2 video's terug, was dit die laaste vers waarby ons gekom het. Dit was net na die vermeerdering van die brode en Jesus, wat vir die mense sê, julle glo nie in my oor wie ek is nie, maar omdat ek vir julle brood vermeerder het, en dis al hoekom julle my koning wil maak. So kom ons begin by 52, ons lees van daar af verder. So 52 sê, die Jode het toe met mekaar gestry en gesê, hoe kan hy ons sy vlees gee om te eet? Want Jesus begin toe daarvan praat, waar hy nou sê, hy is die brood van die lewe. Nou gaan jy hoor hoe Jesus hierdie idee van eet sy vleis en drink sy bloed, iets wat die Jode, ek bedoel, dit is so cringy. En hy gaan dit slaan en hamer en hamer en hamer. Nou, jy mag dalk dink waarvan Jesus nou praat en gis oor wat die moontlike betekenis hiervan. Al wat ek wil hê jy moet weet, is die mense met wie Jesus praat, het geen idee waarvan praat Jesus nie. Hy praat van sy vleis en sy bloed. Dis wat hulle hoor. Nee, so beleef jy net bietjie in hierdie makabere gesprek wat Jesus het, en soos hulle dit nou sou belewe. 53. En Jesus sê vir hulle, voorwaar, ek sê vir julle, as julle nie die vleis van die seun van die mens eet, en sy bloed drink nie, het julle geen lewe in julle self nie. So hy het vir hulle gesê, hy het vir hulle leidraad tot hierdie raaisel, het hy reeds vir hulle gegee. Hy het sê, ek is die brood wat uit die hemel neerdal. Daar was 'n leidraad daarin, en die idee van Jesus wat die brood is wat uit die lewe uit die hemel uit neerdal, is ingeets in die geskiedenis van die Israeliete, uit die hele geskiedenis van die uittog uit Egipte, die manna en die kwartels wat hulle in die woestyn gekry het, en dat dit hulle in die lewe gehou het, in hulle alledaagse wandel en so. So hulle verstaan dit, is deel van hulle kultuur, hulle vier jaarliks feeste, wat hierdie weer in herinnering roep. So dis nie net die vertellinge en die lesing van verskeie skrifgedeeltes wat oor hierdie onderwerp gaan nie, dis ook die algemene alledaagse kultuur waarin hierdie sake ingeets is, so hulle verstaan het. Dit is die agtergrond van Jesus se stelling dat hy die brood is, hy die manna is wat uit die hemel neerdal. Van daardie idioom gaan hy oor na 'n volgende een toe. So dit was die leidraad, maar hier verloor hy al die mense. Julle moet my vleis eet en my bloed drink, vers 53. Vers 54. Hy wat my vleis eet en my bloed drink, het die ewige lewe, en ek sal hom opwek in die laaste dag. Vers 55. Want my vleis is waarlik spys en my bloed is waarlik drank. Vers 56. Wie my vleis eet en my bloed drink, bly in my en ek in hom. Hy hou net nie op nie. Jesus hamer nou hierdie beeld. Hy hamer dit. Aspres.
Vers 57. Soos die lewende Vader my gestuur het en ek deur die Vader lewe, so sal hy wat my eet, ook deur my lewe. Wat? Nou, wat interessant is dat in die eerste eeu, die eerste tydperk na die opstanding van Jesus, was dit dikwels ook een van die klagtes wat deur die heidene, die Romeine en so geopper is teen die Christene, want hulle sê hulle is kannibale. Hulle eet die vleis van hulle Here en drink sy bloed. As hulle nou nagmaal hou, nee, sy vlees en sy bloed. En dit was 'n legitieme aanklag. Dis geopper in amptelike dokumente. So hulle pleeg bloedskande, hulle het seksuele verhoudings met familie, want hulle praat van gemeenskap met broers en susters. Nee, konteks heeltemal verwyder en alles, broers en susters. So dit was een van die aanklag. Die ander is kannibalisme. Dit is al hierdie gruisame goed wat teen die Christene geopper is, om hulle dan natuurlik nou ook ongewild te maak, of te villainize, as jy nou wil, so 'n woord, ek weet nie wat sy Afrikaans is, in die oë van die mense. Om net te sê, maar hierdie mense is totaal en al ongewenste elemente in die samelewing. En dat ons as 'n samelewing geregverdig is om hulle uit ons geleedere uit te verwyder. Wat dan ook die geval was. Want vervolging, die periodiek was nie net van die staat af nie. Vervolging het dikwels ook van die gewone mense afgekom. Nie net van bo af nie, maar ook van die straat af. En dis hoe dit gebeur het, want jy met die sentiment van die mense teen hierdie groep moet jy kry. So ons weet het, want in die volksmoord in Rwanda is die mense uitgekry as kokkerotte. So hulle is eers ek soek nou 'n woord sonder om mekaar Engelse woorde te gebruik. Dehumanize. Hulle is nie mense nie, hulle is kokkerotte. So jy kan maar op hulle trap en hulle uitdelg en nee, hoeveel mense is vermoor daar? Ek dink 10.000 mense per dag vir 100 dae lank in Rwanda, 1994. So dis hoe dit gebeur het. Nou, dis 'n ou tegniek, nee, dit kom deur die eeue. So dis ook gedoen met die Christene. En hierdie was nou een van die, is duidelik, hoe het hierdie mense dit verstaan? So kom ek maar dit vir jou gee. Ekskuus tog. So dis duidelik ook. So jy kan nou dink, en Jesus doen dit doelbewus. Vers 58. Dit is die brood wat uit die hemel neergedaal het. Nie soos julle vaders die manna geëet en gesterwe het. Wie hierdie brood eet, sal tot in ewigheid lewe. En Jesus spring terug na die voorbeeld, die beeld van hom is die brood wat uit die lewe. So die leidraad is verseker daar. Dis nie dat Jesus hulle net totaal en al in die duisternis los. Maar wat hy gaan doen, is hy gaan hulle harte onthul. So hy begin, die leidraad is aan die begin daar, en aan die einde is daar 'n leidraad. Nou sê hier in die stuk in die begin, waar Jesus net hamer oor sy vleis en sy bloed. Daar's 'n leidraad wat die mense wat waarlik soekend is, by sou uitkom. As hulle soekend is. Maar as hulle nie soekend is, gaan hulle nie by die waarheid uitkom nie. Dit is nie dat Jesus hulle van die waarheid weerhou nie, of God mense enigstens van waarheid weerhou nie, is dat die mens die waarheid nie wil sien nie, en die waarheid nie wil hoor nie, en dat God die mens dan oorgee aan sy gekose blindheid en doofheid, selfopgeleide blindheid en doofheid. En dit is 'n ding, 'n handeling van God teenoor mense wat ons sien reg deur die Ou en Nuwe Testament. Maar die mens wil nie die waarheid hê nie. Wil nie.
Vers 59. Hierdie dinge het Jesus gesê in die sinagoge toe hy in Kapernaum onderrig gegee het die dag na die vermeerdering van die brode. Kyk die uitwerking. En baie van sy disippels het gesê toe hulle dit hoor, hierdie woord is hard. Wie kan dan luister? Baie van wie? Sy disippels. Jesus het baie meer as net die 12 gehad. Hy het 12 disippels gehad wat baie spesifiek, 'n baie spesifieke rol en 'n roeping gehad het. Maar hy het baie meer disippels gehad as net die 12. Die net 12 gehad het. Daai 12 was vir 'n spesifieke doel daar gestel. Maar baie van sy disippels, die mense wat hulle skaar by hom en hulle self sien as die navolgelinge van hierdie rabbi, sê toe net, nee, hierdie woorde is daar. En Jesus, en hulle weet dit nie, maar hulle openbaar hulle eie harte. Die feit dat hulle, al noem hulle self disippels van Jesus, glo hulle nie dat hy is wie hy sê hy is nie. Hulle vra nie vir hom, wat bedoel hy met hierdie snaakse idioom nie? Wat is dit nie? Die leidrade is daar om te verstaan waarvan hy praat. Maar hulle tel dit nie op nie. Want die waarheid is, hulle is nie soekend nie. Vers 61. Jesus het in homself geweet dat sy disippels hieroor memoreer. En hy sê vir hulle, is dit vir julle 'n aanstoot? Jesus weet baie goed. Jesus weet baie goed dat hy het aanstootlike goed gesê. Hy weet het, hy het dit as prins gedoen. En die aanstoot gaan hulle onthul dat hulle nie in hom glo vir wie hy is nie. Want as God is wie hy sê hy is, in my hart, en ek beleef dinge wat my aanstoot gee, dan is ek die een wat moet verander, nie hy nie. Ek's die een in ondervraging, nie hy nie. Jy moet net sien, jy spring net so na, ek dog hy is 'n God van dit en daai, en waar is hy nou? Skielik word hy ondervra, en sonder dat jy weet, onthul dit die feit, dat jy nie regtig glo, dat hy is wie hy sê hy is nie. Hy is 'n harde een, daai. Hy is slak swaar aan hom. Maar hy is maar net die waarheid. So as jy nou die gesprek gaan kyk tussen God en Job, as jy nou daai saak 'n bietjie deeglik wil navors, as hy nou 'n skitterende boek om te lees. As God vir Job aanspreek en sê, Job, kom hier. Luister, mannetjie, sê jy nou 'n bietjie vir my, waar was jy toe ek die aarde gegrondves het? Waar was jy toe dit gebeur het? Waar was jy? Met ander woorde, Job, weet jy wie ek? Weet jy wie ek? En as daar 'n vertwyfeling kom, lê die vertwyfeling in jou boesem, jy stuur dit na my toe. Weet jy wie ek? Weet jy dat ek is wie ek sê ek is? En dit snaaks nie, mense wat verstaan dat Jesus is wie hy sê hy is, trek nooit sy karakter in twyfel nie, net nooit. Hoekom nie? Want hulle weet hy is wie hy sê hy is. En as daar vertwyfelinge kom, is dit altyd in hulle harte. En is dit hulle wat moet verander? Is dit hulle wat moet groei? Nie Jesus nie. Hulle. Dis 'n lieflike ding. En daai ding kan jy nie fake nie, man. So as jy wil sien wat gaan in jou hart, dis hoekom 'n krisis so belangrik is om jou hart te openbaar vir die ware toestand daarvan. Jesus sê 62. Hoe dan as julle die seun van die mens daarin sien opvaar waar hy tevore was? Dit is die gees wat lewend maak. Ek gaan nou iets oor sê. Die vlees is van geen nut nie. Die woorde wat ek tot julle spreek is gees en lewe. Ek spreek met julle woorde van gees en lewe. En julle glo dit nie. Dit is vir julle aanstoot. Kom aan, dis mos 'n aanduiding. As die woorde van gees en lewe vir jou 'n aanstoot is, dan sê dit mos vir jou iets van jou hart, nie waar nie? Sê dit vir jou, waar is jou posisie? Waar is jy geposisioneer wat Jesus betref? Dit is mos duidelik, is logies. Ek wil net iets oor die vorige vers sê. Die vorige vers sê,
Wel, hy sê in vers 62, is dit vir julle aanstoot. Vers 61 is dit vir julle aanstoot. 62 sê, hoe dan as julle die seun van die mens daarin sien opvanwaardig? So met ander woorde, so die goed wat ek vir julle sê, wat die woorde van Gees se lewe is, gee julle aanstoot. Julle glo nie dat ek is wie ek sê ek is nie. Wat gaan julle maak? Wat gaan julle maak? As julle sien dat ek uit die dode uit opstaan en opvaar om op die troon te sit van die heelal, as koning van die konings en Here van die Here, wat dan? Nee, dis 'n geweldige sterk ding wat Jesus hier sê. Vers 64. Maar daar is sommige van julle wat nie glo nie. Wat glo hulle nie? Wat? Dat Jesus is wie hy sê hy is nie. Hulle glo dit nie. Dit is waaroor alles gaan. Want Jesus het van die begin af geweet wie hulle was, wat nie glo nie, en wie hy was, wat hom sou verraai. Jesus praat nie net van Judas, of Johannes skryf nie net oor Judas nie. Hy skryf oor Judas en die klomp wat nie in hom glo, dat hy is wie hy sê hy is nie. En dat Jesus weet presies wie hulle is. Nou, hoe weet hy wie is hulle? Hoe? Kom ek nou vir jou sê. Ek sit in 'n gemeente, vir baie jare, sit in 'n gemeente, en dan wat my betref is die mense met wie ek hier te doen het, volgens hulle belydenis, volgens hulle getuienis, volgens hulle ywer, is hulle absoluut volgelinge van Jesus. En dan op 'n dag, dan klim daar 'n monster uit daai ou uit. En hy maak merankas in die gemeente, en hy lei 'n rebellie, en hy is vermetel en arrogant en alles. En dan dink ek, hoe het ek dit gemis? Hoe het ek dit gemis? Ek het nog heeltyd gedink, hy is regtig by die Here Jesus. Want dis typiese mens. Hoe het ek dit gemis? Maklik. Ek is nie die Here nie. Ek kan nie in mense se harte insien nie. Tensy Jesus dit direk uitwys, kan ek dit nie sien nie. Alles lyk reg. Jy hoor, alles klink reg, alles lyk reg, maar die enigste een wat weet wat 'n mens se hart aan die gang is Jesus self. En hy weet presies wat in die mense se hart aan die gang is. Alles is oop en bloot voor die oë van hom met wie ons te doen het. Hebreërs 4 vers 12 en 13. Vers 65. En hy sê, om hierdie rede het ek vir julle gesê, dat niemand na my toe kan kom, as dit hom nie deur my Vader gegee is nie. Vir hierdie rede het ek vir julle gesê, so daar's mense hier wat nie glo dat ek is wie ek sê ek is nie. Vir hierdie rede het ek vir julle gesê, niemand kan na my kom toe, as dit nie deur die Vader gegee is nie, deur die Vader gegee is. Dis nou die hoeveelste keer, dat ons dit nou in hoofstuk 6, ek dink die tweede of derde keer, dat ons dit nou raakloop in hoofstuk 6, as ek nou reg onthou. Nou, my verduideliking laas, en ek hou nog steeds by hierdie verduideliking. As jy regtig God soek, sal jy by Jesus uitkom. Die Vader sal jou by Jesus uitbring. Jy kan so clueless wees, as wat jy wil. Jy kan so onopgevoed, barbaars, ongeletterd, onkundig wees, as wat kan wees. Maar as jy, in jou hart, in opregtheid, selfs al is dit net 'n bietjie, as jy God soek, sal jy by Jesus uitkom. Want dis wat die Vader doen. Mense wat hom soek, maak nie saak waar is hulle nie, maak nie saak waar bly hulle nie, maak nie saak uit wat se kultuur kom hulle, wat se taal praat hulle nie, as hulle hom soek,
sal hulle by Jesus uitkom. Jesus sê vir hulle, hier is my bewys dat julle God nie soek nie. Julle kom nie by my uit nie. Julle weier om te glo dat ek is wie ek sê ek is. En dis wat ek weet. Behalwe dat ek presies weet wat in julle harte aangaan. Kan ek het vir julle op 'n manier verduidelik wat selfs julle kan verstaan. Vers 66. Hieroor het baie van sy disippels teruggegaan en nie meer saam met hom gewandel nie. Toe sê Jesus vir die 12, wil julle nie ook weggaan nie? Nou, een ding wat Jesus nie hier is nie, is kleinserig en melodramaties en selfbejammerend. So een ding wat Jesus nie hier is nie. Nou, wil julle nie maar ook weggaan nie? Nee. Ja. Dis so een ding wat Jesus nie daar is nie. Glad nie so nie. Want, wie het hierdie konflik geïnisieer? Jesus het. Hoekom het hy? Oor dit wat hy weet, wat in hulle harte aangaan. Hoekom weier hy die koningskap? Want hy weet baie deeglik dat hulle wil hom koning maak nie oor wie hy is nie, maar wat hy vir hulle kan doen. Hulle het 'n visie vir hom en hulle het 'n plek vir hom in hulle plan. En hy weier dit bot weg. En hy gee hulle as prins aanstoot om aan hulle eie harte aan hulle te openbaar. Hoekom wil Jesus dit doen? Wat wil hy hê? Hulle moet sleg voel oor hulle self. So dis wat hy wil ook graag hê, hulle moet sleg voel, hulle lekker, sê ek jou lekker. Is dit sy houding? Is dit wat in Jesus se? Nee, natuurlijk nie. Hoe weet ek dit? Want ek weet dat hy is wie hy sê hy is. Bedoelende wat? Wel, hy is ten eerste heilig. En rein. En sonder sonde. En kleinlikheid. En onvolwassenheid. Van enige aard. Hy is wie hy sê hy is. Ek weet dit. So hoekom sal hy dit doen? So as dit nie vir spyt is nie, hoekom doen hy dit? Sprits. Dit is nie een belangrike rede. Miskien kan ons, as ons hard dink, kan ons by 2 uitkom. Die 2 dinge sê jy wel definitief, maar al sê ons net die 1 ding, is dit nog steeds goed genoeg. Die 1 ding. Die oomblik wanneer ek sien wat is die ware toestand van my hart, verstaan ek, hoe diep is ek in die moeilikheid voor God. En as ek verstaan hoe diep is ek in die moeilikheid voor God, dan val ek voor hom neer, en smeek om genade. Klim ek van my arrogante, trotse, selfgesentreerde, selfopgestelde posisie af, en verneder my voor hom. En dis van my verlossing begin. Vers 68. Simon Petrus antwoord hom, sê Here, na wie toe sal ons gaan? Nie waarheen sal ons gaan nie. Na wie toe? Want het gaan oor die identiteit van Jesus hier. U het die woorde van die ewige lewe. Wat Jesus vir hulle sê. Ek spreek die woorde van die ewige lewe. En julle neem aanstoot aan. Hulle kom by sy discipels sê, wil julle nie ook gaan nie? Petrus sê, Here, ons weet dat U is wie U sê U is. U het die woorde van die ewige lewe. En ons het geglo en erken dat U die Christus is, die Seun van die lewende God. Jesus antwoord hom, het ek nie julle 12 uitverkies nie, en een van julle is 'n duiwel. En hy bedoel Judas Iskariot, die seun van Simon, want hy sou hom verraai, hy wat een van die 12 was. En die spanning is nou opdreef. Die spanning tussen geloof en ongeloof, in hulle eie boesem, een van die uitgekiestes, die spesiaal aangesteldes, is 'n verraaier. Hy loop saam, maar nog steeds in sy hart, is Jesus nie wie hy gesê het hy is nie. Hy weier om te glo. Wow. In hulle eie boesem. Nou hierdie les
dat die slang is in ons eie boesem. Die duiwel is reg hier. Een van julle is 'n duiwel. Is 'n baie belangrike ding wat later in Jesus se lering weer gaan figureer as hy die disippels gaan waarsku oor wat vir hulle voorlê in die toekoms. Miskien doen ons dit in ons volgende video. Elke knie sal buig.